Hallo en welkom by vandag se Food for Thought. En vandag gesels ons oor kompromie, om kompromie te maak. Little compromises. Is dit regtig so sleg? Het dit regtig so groot effek om klein kompromie te maak? Do the little compromises really make such a big difference? Ek dink aan 'n voorbeeld. Ek kan aan 'n voorbeeld dink nie. Ons almal weet dat tye is in ons lewe wat ons op klein goedjies compromise. Dis maklik om nee te sê vir die groot goed, vir die goed wat ons weet 'n groot effek gaan hê. Maar wat van die klein goed? Wat van die goedjies wat nie noodwendig vandag of môre of oor 'n maand of oor 'n jaar regtig 'n effek gaan hê nie? Is dit belangrik of is dit regtig nodig om daarin ook, ek wil sê, standvastig te bly? Do the small compromises really make such a big difference? Vandag se Food for Thought. Nou, ek wil vir julle lees in 'n gedeelte, en ek weet nie wat in Afrikaans is nie, Song of Solomon. In Song of Solomon 2 vers 15 praat hy en hy sê, bring us the foxes, the little foxes that destroy the vine. For our vines have tender grapes. Bring vir ons daai klein jakkalsies. Dis die klein jakkalsies wat die wingerd vernietig. Hoekom? Want die druiwe op die wingerd is nog fragile. Hulle is nog tender grapes, sê Song of Solomon. So pas op vir die klein jakkalsies wat daai goed vernietig, wat nog besig is om te bou. En dis hoekom kompromie so gevaarlik is. Al is dit die kleintjies, want daar is goed in ons lewens wat nog besig is om te groei, wat nog ontwikkel moet word. En as die klein jakkalsie kom en dit vernietig, dan begin ons weer oor, en ons compromise weer, en ons begin weer oor. En so gaan ons aan, tot ons eendag besef, ergens het ons nêrens gekom nie. En ek seker daar's baie van ons wat wil weet hoekom dit so moeilik is, hoekom dit so 'n sukkel is om vooruit te kom. Daar's 'n liedjie wat sê, the little things give you away. Dis die klein goedjies wat ons weggee. Want die groot goed is maklik om te doen. Casting Crown sing ook 'n liedjie wat sê, people never crumble in a day. It's a slow fade. Hoekom? Want ons laat toe dat die klein jakkalsies inkom en hierdie druiwe bietjie vir bietjie vernietig. So, hoekom is kompromie so destructive? Want die klein jakkalsies vernietig die tender grapes. En dan in die tweede plek, hoekom is kompromie so gevaarlike ding? Want ons almal ken die gesegde, dis nie so groot deel nie. It's not that big of a deal. Moenie so issue maak daarvan nie. Maar die probleem daarmee is it's not a big deal. Die een klein it's not a big deal maak dit baie makliker om vir die volgende ding te sê it's not a big deal. Wat dit dan makliker maak vir die volgende ding om te sê it's not a big deal. Wat dit dan makliker maak om vir die volgende ding te sê it's not a big deal. Wat dit dan makliker maak en so. Okay, die punt nie die video nie vasgehak nie, ek probeer net 'n punt maak. So, vandag het ek was in die winkel en ek weet die Here het met my gepraat om vriendeliker te wees en ek was mislik met iemand by wat voor my geloop het, byvoorbeeld. En ek het nie gedoen, ek weet na die tyd moes ek iets gedoen het, maar it's not that big of a deal. Daai mens gaan my nooit weer sien nie. Maar dit maak dit makliker om volgende keer te sê, it's not that big of a deal. En so compromise ons meer en meer en meer en daai klomp klein kompromie bou op mekaar om 'n groot leefstyl te bepaal waar ek later besef weer eens het ek nêrens gekom nie. Klein kompromie wat maak dat die volgende ding makliker is om meer te compromise. En ons sien dit in baie keer in mense se lewens waar ons begin met iets en ons dink ek gaan dit net een keer doen of
dis net hierdie een keer, dis net hierdie een ding, dis net dit, en dan later, 3, 4, 5, 6, 7 jaar later, dink ek by myself, hoekom het ek in die eerste plek ooit daar begin? Sometimes it is a big deal. Dalk nie môre nie, dalk nie oor 'n maand nie, selfs dalk nie eers oor 'n jaar nie, maar soos die God goed opbou, besef ek, ergens moes ek gestop het. En in die derde plek, weet ons dat ons holiness, ons heiligmaking, 'n dag vir dag se proses is. Holiness isn't iets wat iewes skielik gebeur nie, en nou is ek heilig gemaak, en nou is ek vir die res van my lewe heilig. Ek moet konstant werk om daarna toe te strewe. Dis iets wat dag vir dag gebou word. En as ek compromise, veral in die begin, dan maak dit moeiliker om op my heiligheid, op my holiness te bou, en te bou, en te bou. Want elke ja en elke nee het 'n impak in my lewe. Die klein ja's het dalk nou 'n klein impak, maar later gaan dit 'n groot impak hê. In dieselfde sin, die klein nee het dalk nie vandag 'n groot impak nie, maar later in my lewe besef ek dat ek dankbaar is dat ek vir daai een ding nee gesê het. Compromise is 'n baie gevaarlike ding. En nie net die groot kompromie nie, die kleintjies wat ons maak, die klein jakkelsies. En dit is vandag se food for thought. Is dit regtig so belangrik dat ons nie moet compromise nie? Want dis net 'n klein ding. It's not such a big deal. Maar dink bietjie daaraan. Dink bietjie aan die effek wat dit sal hê, en dink bietjie terug in jou verlede. Die goed waarmee ons vandag sukkel, kom heel moontlik van iets klein wat ek toegelaat het in my lewe. Dank die Here, sy genade is daar om ons die krag te gee om weer te begin, maar kom ons begin om nie meer klein kompromie te maak nie, sodat ons kan groei en groei en groei.